Hallo julle en baie welkom by vandag se klein groep les. Nou ons is besig met die reeks wat beteken dit om Jesus te volg en ons is by die tema begin. Nou as jy al 'n kar moes koop of 'n huis moes koop of jy moes 10 al iets aanlyn koop of dalk 'n selfoon wat reg is vir 'n upgrade, het jy 10 al jouself in 'n situasie gevind waar jy sukkel om 'n keuse te maak. Ons sukkel dalk om die regte huis of die regte kar te koop. Wanneer ons ietsie aanlyn koop, bekommer ons, jy weet wat as dit 'n scam is en dit kom nie by ons uit nie. Jy weet wanneer jy 'n foon upgrade, is jy bang, jy weet is die kamera reg, is die foon sterk genoeg, gaan hy my lank genoeg hou of is ek besig om ietsie te koop wat ek oor 'n jaar weer moet vervang. Nou hierdie word analysis paralysis genoem. En die definisie daarvan is die volgende: an inability to make a decision due to overthinking a problem. Met ander woorde, om 'n situasie te oordink of te ooranaliseer wat veroorsaak dat geen besluitneming of aksie geneem word nie. Dit is die vermoë om 'n situasie te oordink wat lieg jou probleme vir ons skep. Maar ook, dit is nie God se wil dat ons 'n situasie moet oordink nie. Vir ons om minder te ooranaliseer en te vertrou, wil ek julle vat na 'n bekende vergelyking in die Bybel. En dit is die vergelyking van die muntstukke. Nou dit gaan oor 'n ryk man wat op reis gaan en voordat hy op reis gaan, gee hy vir sy werkers muntstukke om sodat hulle daarmee kan werk dat wanneer hy terugkom dat hy rente van dit af kan vat of wat hy kan sien hoe goed hulle gedoen het met dit wat hy vir hulle gegee het. Maar vir die een gee hy 5 goue muntstukke, vir 'n tweede gee hy 2 en vir 'n derde gee hy 1. Hier is hoe die storie afloop wanneer die ryk man terug by sy huis aankom. Ek lees vir ons in Matteus 25 vanaf vers 19. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê: "Meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het." Toe sê sy eienaar vir hom: "Mooi so. Jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde." Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê: "Meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het." Sy eienaar sê toe vir hom: "Mooi so. Jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde." Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê: "Meneer, ek ken u en weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek die muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u geld terug." Soos ons kan sien is daar hierdie 3 mense, elkeen het 'n verskillende verantwoordelikheid en 2 van hulle besluit om dit te gaan belê of sekere dinge met dit te doen en hulle kry 'n wins daarvan terug. En 'n derde ene het toe in 'n sekere manier gereageer wat ons vandag kan leer 3 dinge oor analysering wat ons kan help om minder te overthink of te ooranaliseer. Nou, die heel eerste ene is leer ken die meester. Ek lees vir ons in Matteus 25 vers 19. Dit sê: "Meneer, ek ken u en ek weet dat u 'n harde man is." Nou, die slaaf sê vir die eienaar dat hy hom ken en hy weet dat hy streng is en dat hy nie van foute hou nie. En as gevolg van hierdie wete, het hy toe die geld gaan bære in 'n plek waar dat as hierdie man terugkom,
vir die eienaar terugkom, dat hy vir hom sy geld kan gee. Maar om eerlik te wees, dink ek nie hierdie derde werker ken eintlik die meester nie. Want as hy waarlik so was, het die ander twee ook so gereageer. Maar hy het nie. En daarom is die heel eerste uitnodiging vir ons, wat ons uit hierdie stukkie uit kan vat, is leer ken die meester. Jy sien, hierdie werker het gedink hy ken die meester, maar eintlik het hy hom nie geken nie. Want hy sê eintlik in sy eie woorde, hy oes waar hy nie gesaai het nie. So dit beteken, hy gaan ontvang, al het hy nie eers daar gesaai nie. Hy gaan oes, al het hy nie gesaai nie. Tog kies hy om die geld nie te gaan belê nie, en geen rente te ontvang nie. So hierdie werker het nie eintlik die meester leer ken nie. Baie Christene vandag het hierdie selfde idee oor God. Hulle dink hy is hierdie streng God, hierdie God wat nie hou van foute nie, en hy sit net daarbo en hy wag om ons te straf. En dit is glad nie die waarheid van ons God nie. Inteendeel, dit is een van die grootste miskonsepsies van Christendom, is dat God hierdie ou oomie daarbo is wat wag om ons te straf. God is baie meer wonderlik as dit. En hy wil eintlik in 'n intieme verhouding met ons verkeer. Maar met die verkeerde beeld van God is dit onmoontlik vir ons om in daardie verhouding met hom in te tree. Wat belangrik is vandag, is ons moet 'n regte godsbeeld hê, want jou beeld van God beïnvloed jou spiritualiteit. En dit is belangrik vir ons om te besef dat ons spiritualiteit, die verbintenis wat ons het met God, bepaal word oor hoe ons hom sien. Nou, hoe bou ons hierdie verhouding? Hoe bou ons die verhouding met God? Heel eerstens is deur stilte tyd, om tyd in die Bybel te maak, om seker te maak ek leer die Bybel ken, vir wat die Bybel sê God is, in plaas van wie ek dink hy is, om by die kerk tyd te spandeer, om tussen gelowiges te wees, sodat ons kan hoor, jy weet, wat is hulle persepsie oor 'n sekere vers, maar bovenal is dit om intentioneel te wees. Jy sien, die wêreld is besig om ons af te lei van 'n intieme verhouding met die Here. En dit is belangrik vir ons om te besef, as ons nie intentioneel is nie, gaan ons God mis. Hy het alles in sy vermoë gedoen om 'n verhouding met ons te hê, maar as ons nie intentioneel is nie, gaan ons hom mis. Hoor wat sê 2 Petrus 1 vers 3, hy sê, hy het ons alles gegee wat ons nodig het, en in 'n persoonlike verhouding met hom te staan. So, God het vir ons alles gegee wat ons nodig het, om in 'n verhouding met hom te wees. Ons moet intentioneel wees in ons lewens, vir ons om eintlik 'n verhouding met hom te hê. Daarom is die vraag, hoeveel tyd is daar vir die Here in jou besige skedule? As daar nie tyd is vir hom nie, gaan daar nie 'n verhouding wees met hom nie. 'n Tweede punt wat ons kan leer is, identifiseer jou vrees. Ek lees vir ons Matteus 25 vers 25. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Vrees is 'n lelike ding. Vrees het die vermoë om ons heeltemal te verlam. Dit is 'n emosionele virus. Die vyand gaan sy bes probeer om ons vrees in te jaag en vrees in ons lewens te kweek, want dit verhoed ons om ook 'n verhouding met God te hê. Vrees het die vermoë om ons denkwyses en ons aksies te verlam. Jy het intedeel in 'n situasie gekom waar jy so gevrees het oor 'n sekere saak dat jy nie geweet het wat om te doen nie. Want vrees het die vermoë om ons denkwyses te verlam. So die vraag is, waarvoor is jy bang? Identifiseer jou vrees. Waarvoor is ek bang in lewe en met my verhouding met God, waar ook al dit kan wees, waarvoor is ek bang? Dit kan dalk iets wees wat in die verlede gebeur het, dit kan dalk teleurstelling wees, ensovoorts. Maar die goeie nuus is as volg. Ek lees vir ons in 2 Timoteus 1 vers 7.
Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ons nommer 1 taak is om ons vrese te identifiseer en dit te oorwin met die waarheid wat God oor ons lewens spreek. Hy is vir ons en nie teen ons nie. 'n derde punt wat ons kan leer is, waar begin ek? Nou, die tema van vandag is begin. En daar is 'n klomp dinge wat ons weerhou om in 'n intieme verhouding met God te wees. En die heel eerste ding wat ons moet besef is dat as ons nie begin nie, gaan ons nêrens kom nie. Daarom wil ek julle vat na die beginpunt toe van 'n veranderde lewe. 'n Beginpunt om vrede en vreugde te ervaar. In 'n verhouding met God, gee vir God jou seer en jou teleurstelling. Laat toe dat hy jou genees. Nou, ek lees vir ons wat Martin Luther King Jr. gesê het. Hy sê, take the first step in faith. You don't have to see the whole staircase, just take the first step. Ons het nodig om ons seer en ons teleurstellings vir die Here te gee. En die rede hiervoor is as volg. Ons het 'n ritme by die kerk wat sê, God is die weg en hy genees my om in sy karakter te groei. Nou, dit beteken dat daar moet genesing plaasvind vir ons om 'n karakter te hê soos God. Goddelike karakter vind plaas as daar genesing plaasgevind het. Veronderstel jy hardloop 100 meter resies, jy kan nie jou beste doen met 'n seer enkel nie. Jou enkel moet eers genees voordat jy jou beste vermoë kan doen. Nou, sien die waarde van genesing sodat jy in God se karakter kan ingroei. 2 van die 3 slawe was gewillig om God te vertrou. Die ander het toegelaat dat vrees hom oorheers. Vrees dat hy dalk weer gaan seer kry, vrees dat hy teleurgestel gaan word, vrees oor 'n klomp dinge. God het vir jou alles gegee wat jy nodig het om na hom toe te kom. Gebruik dit wat God vir jou gegee het. Moenie toelaat dat analysis paralysis jou lewe heers nie. Laat toe dat God jou baken van hoop is en begin. Met dit in gedagte, kom ons gaan bespreek die vrae wat voor lê. Julle moet dit geniet. Tot volgende keer. Totsiens.